Ek wil baie graag op hierdie Vrydagoggend die eerste week van Junie afsluit met 'n vermaaning, maar ook met 'n boodskap van hoop. Die woord van die Here sê dat iemand wat meer as 'n wenner is iemand wat onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan die stem van God in sy lewe het. Waar hoor ons die stem van God? In sy woord. Dan lees ons in Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Waar kry ons die wil van God? In sy woord. Reeds in die Ou Testament het koning Saul sy koningskap verloor, omdat hy ongehoorsaam was aan God se stem, en Samuel die profeet vir hom kom sê, omdat jy ongehoorsaam was, en gedink het dat offerande is goed genoeg, word jou koningskap van jou afgeskeer, want gehoorsaamheid is beter as offergawe. Ek wil elkeen wat hierdie boodskap aanhoor vanmôre vra om dit uit te stuur na wie jy ken. Baie mense neem net uit die woord van die Here wat vir hulle mooi en goed en reg is. En dan dink hulle, God sou daarmee tevrede wees, as ek maar net selektief die Here dien op my eie wyse. Daar is egter net een weg, sê Jesus, en dis die noupoort. Hy wat deur die noupoort ingaan, stry hard om in te gaan, want baie sal probeer, maar min sal dit maak. En daarom is dit vir ons van alle belang, om seker te maak dat dit wat ek sê, my leefstyl, my woorde en dade, in lyn is met die volle woord van God. Jy kan nie eenmal voor die Here staan en sê, ja maar Here, my pastoor, of my kerk, of my pa, of my ma nie. Ons lees in Galasiërs 6, dat elkeen sal sy eie pak dra. Jy gaan self voor die Here staan, om verantwoording te doen vir jou eie lewe. Die Here wil graag hê, dat jy in oorwinning moet lewe. Maar dis 'n besluit wat jy in jou hart moet neem, dat ek God onvoorwaardelik gaan volg, en sy woord in my lewe as die hoogste gesag sal beskou. Dan om af te sluit, wat die Here van ons verwag in die tyd waarin ons lewe, is ook 'n gees van geloof. Dink maar aan Hebreërs 11, wat die hele groot hoofstuk oor geloof is, en lees dit weer. En onthou, hoe dat 'n voorbeeld vir ons Josua en Caleb was, terwyl al die ander om hulle die groot struikelblokke gesien het wat in die nuwe land Kanaan lê, het Josua en Caleb net gesê en gesien, ons God is groter as dit alles. Ons sal oorwin. Net so het Dawid ook nie gewonder en gedink oor hoe sterk die Filistyn Goliat is nie, omdat hy reeds geweet het wat die krag van sy God is. Daarom kan ek en jy ook vandag weet dat God se krag is genoeg vir jou en my om sonde te kan oorwin, om gehoorsaam aan sy woord te kan lewe, en om te volhard tot die einde toe, sodat daar vir ons ook gesê sal word, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel stel ek jou aan, gaan in die vreugde van jou Heer. Vader, my gebed is, dat ons elkeen opnuut sal agslaan op die volle raad van God, in Jesus naam, amen.